Kom ons gee net vir die familie 'n geleentheid om in te kom. Jacques, wou jy eerste woord gesê het? Goeiemôre almal. Is lekker om hier te wees, maar op 'n baie somber oomblik. Wil ek net vir almal welkom heet vanoggend wat hier is. En ek wil net vir almal wat geskakel het wat nie hier kan wees nie, as gevolg van verskeie redes siek en so aan, sê dat ons verstaan en welkom ook aan almal van julle wat op die livestreaming kyk. Ons is op Facebook live en dit gaan later ook op YouTube wees. So ja, julle moet maar vandag saam met ons die dag vier van Hester te preek. Maar ek dink ons gaan dit formeel begin nou net om vir Dominee Johan, moet hom nou nie ou gesig soos 'n ou gesig nie. Maar iemand wat baie spesiaal was vir my skoonma en veral my skoonpa ook. Hulle was baie lief vir hom en my skoonma se wens was altyd gewees dat Dominee Johan eendag haar begrafnis sal moet doen. En die ding het nou so uitgewerk dat hy afgekom het. So Dominee Johan, baie dankie. So ons voorreg dat jy vanoggend hier is en dit vir ons te kan doen. Baie dankie. En welkom in jou ou gemeente. Ja, Jacques het nou verwelkom. Ek dink hy het sommer namens my ook aan almal welkom gesê. Ek wil net sê, as ek een vinnige woord kan sê voor ons by Hester stil staan, dit sal nou 3 Oktober 30 jaar gelede wees wat ek hier bevestig is. So, dit is baie jare. Ek dink is die 2de of die 3de Oktober. So, dit is baie jare. Dit voel vir my soos, dit voel vir my asof ek my nog altyd nie hoor nie, of ek nooit weg was. Die 4 jaar is net so, ne. Jy lewe hardloop soos 'n sneltrein. En ek kan ook onthou toe ek die naam Blouwater Baai Familiekerk Bloorderby Family Church gekies het, dat in weer aan die kerkraad 'n gemeente voorgelê het, en ja, so 90% van die gemeente het daarvoor gestem, en ons hierdie verhooggebou is, soos baie memories, maar kom ons raak eers stil en dan bid ons saam. Here Jesus, dit gaan alles net oor U. Dit gaan oor U naam, en dit gaan oor U glorie, en dit gaan oor U heerlikheid. En dankie Here, vir ons is die dood nie die einde nie, maar vir ons is dit die begin van lewe. Dankie, Here Jesus. Ja, familie Iggy, Jacques, Louise, die kinders. Vir my is dit 'n blydskap om vir Hester se roudiens te doen. Ek hoef niks te sê wat ek moet byvoeg nie, of wat ek oor spyt, of wat ek moet voorgee nie. Julle ma was iemand wat 'n pragtige pad met die Here Jesus gestap. 'n absolute, ek sal nie lank praat, ek weet ons tyd is, 'n absolute toonbeeld van liefde. As jy nou wou liefde hê, dan moes jy na Hester de Pre toe gaan. Iemand wat die gawe van liefde en bemoediging gehad het, wat werklik 'n fenominale pad met die Here gestap het. Ek het daar nooit iets negatief oor sê nie, ek het daar altyd net die Here Jesus se liefde sien uitleef. Ek kan onthou, ek het Irma se begrafnis gedoen, en die mense het gestaan tot heel agter in die gras. Dit is die grootste begrafnis wat ek in my lewe ooit gedoen het. En ek wil net sê,
alhoewel dit die hartseerste, verskriklik hartseer vir haar was dit, het dit haar lewe so geïmpakteer, dat dit haar 'n kanaal van die Here Jesus se liefde gemaak het soos min mense. Verstaan jy wat ek bedoel, Louise? Omdat sy so diep moes delf. En seker die swaarste ding wat jy in jou lewe kan verloor is 'n kind. Daar's niks swaarder nie. En dit het haar grootste hartseer het haar bron van haar grootste liefde geword. En dis eintlik fenomenaal. Ek sal die bruigroepie nooit vergeet nie. In 2017 was die bruigroepie net fenomenaal gewees. Ek kan nie vir julle sê wat daai bruigroepie in 2017 vir my beteken het. Die tannie Drini, Rose, Simon en Ma, Hester en Lynn, ek wil nie iemand uitlos nie. Maar die wonderlikste was om op daai Woensdag as hulle kerk toe kom, dan brei hulle so bietjie en dan kom roep hulle my. En dan drink ons nou tee en ons eet toebroodjies vir 2 ure. En daar het ons gesit en gesels en gekuier. En daai groepie het my in 2017 met soveel liefde omvou dat ek hulle my lewe altyd sal onthou, die voete en die arms van Christus se liefde. Dit was 'n wonderlike. Ek lees vir julle die familiebrief. Dit is met groot hartseer dat ons vandag finaal afskeid neem van ons geliefde ma, ouma en vriendin. Ons dank die Here vir die wonderlike jare wat hy haar vir ons gespaar het. Ma los 'n groot leemte in ons harte en ons gaan jou verskriklik baie mis. Baie dankie vir die voorbeeld wat ma vir ons gestel het. 'n Godvreesende vrou en baie lief vir haar hemelse Vader. Ons gaan die wyse hoe ma die lewe aangepak het vir altyd onthou en die omgee vir jou medemens. Dit is werklik waar. Jy het 'n veggees gehad en wou nie opgee nie. Jou nagedagtenis sal vir altyd voortleef en sy sal vir altyd dierbaar en kosbaar bly. Rus in vrede en ons sien mekaar weer. Kom ons gaan nou na die slideshow kyk.
sonder soms. Hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy het baie vrae. En jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang onthou. Ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly. Maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel. En ek wil nergens anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel. En my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag. Ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad. Tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgemeet. En ek weet jy moet agterbly. Maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel. En ek wil nergens anders wees nie. Want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel. En my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Mission bells are softly ringing. If you listen with your heart, you'll hear them singing. Singing, Vaya con Dios, my darling. May God be with wherever you may be, I'll be beside you. Beside you. Although you're many million miles away.
Each night I'll say a prayer to guide you, to hasten every lonely hour of every lonely day. Now the dawn is breaking through a gray tomorrow, but the memories we share are there to borrow. No sorrow. Vaya con Dios, my darling. May God be with you, my love. Vaya con Dios, my darling. May God be with you, my love. Now the time has come to say goodbye. Gaan jy deur 'n donker wald, wees net sterk, o kind van God. Moet tog nou nie wankel nie, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Die strijd door baie swaar, neem sy hand nog stewig vas. Môre sal die son weer skyn, môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Jesus sal ons laste dra, hy gee alles wat ons vra. Wonderlik om dit te weet, môre sal die son weer skyn. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, jy is mos 'n koningskind. Môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn. Glimlach deur die stormwind, want jy is mos 'n koningskind. Ja, jy is mos 'n koningskind. Oh, jy is mos 'n koningskind. Ja, jy is mos
Oh, I wish I were in a land of cotton. Old times that are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixieland, where I was born, early Lord, one frosty morning, look away, look away, look away, Dixieland. I wish I were in Dixie, away, away in Dixieland. I'll take my stand to live and die in Dixie. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Ek gaan vir julle lees uit Kolossense hoofstuk 1 uit. Maar hoekom het ek Kolossense hoofstuk 1 gekies? Ek weet ek gaan net in 'n nutshell. Iggy, die dag wat jou ma by my gekom het en gesê het sy's groot gedoop. En hoe excited sy was en ek het vir haar gesê prys die Here man, prys die Here. En sy het my altyd vertel haar by Iggy is dit halleluja en prys die Here en amen en hoe verskriklik sy dit daar geniet het in jou kerk. Sy was verskriklik trots op jou gewees. En sy het altyd vir my gesê, onthou jy toe die dag jy gepreek het? Sy het altyd vir my gesê, man, dit gaan nie oor 'n denominasie nie. Dit gaan oor die Here. Ons dien een God, een kerk. Dit was altyd haar boodskap gewees en ja, ek is uit in die gees ontmoet. Dis hoekom ons mekaar so goed verstaan het. Oor dit het vir haar oor die koninkryk gegaan. En nie oor 'n kerkgebou nie. Sy het 'n ander koninkryk gedien. En dis hoekom ons so was. Maar ek wil net vir julle lees, wat doen 'n mens in 'n krisisuur?
As jy in 'n uur van trauma is, in 'n uur van hartseer, wanneer dit swaar gaan, wat doen jy? En ek dink, en dis hoekom ek hierdie teks gekies het, jy herfokus op wat die kern van alles is. In 'n krisisuur en in 'n traumauur herfokus jy op dit wat belangrik is. En ek dink dit is wat sy baie goed gedoen het. Corrie ten Boom het gesê, if you look at the world, you'll be distressed. If you look at yourself, you'll be depressed. But if you look at Christ, you'll come to rest. En in 'n uur waar dit swaar gaan, doen jy wat Stefanus gedoen het. Terwyl die klippe reën en Paulus, die man Saulus by sy voete staan, wat doen Stefanus? Hy sien die hemele geopen en hy sien die seun van die mens aan die regterhand van God sit. En in sy krisisuur sien hy Christus. En hy sien Sionsberg. En hy sien die stad van Hebreërs 12, die stad van die eersgeborenes. En hy sien die besprinkelingsbloed van Jesus Christus. En hy sien die hemele oop. En in 'n krisisuur fokus jy op dit, die kern waaroor dit alles gaan. En daarom lees ek vir julle Kolossense 1, die voorrang van die seun. Dit is eintlik so eenvoudig, dit alles gaan oor Christus, oor die glorie van Christus. Die kerk gaan oor Christus en die heerlikheid van Christus. Ek lees hier vir julle, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kon word nie. So God het hom geopenbaar in sy seun Jesus Christus. As jy Christus gesien het, het jy God gesien. Daar staan nie so mooi, die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Die fokuspunt van alles, voor die aarde nog bestaan het, voor daar nog 'n stoffie van Genesis 1 was die seun daar. Christus was klaar daar, hy is die eerste. Lang voor daar nog sprake was van die skepping van hierdie wêreld, was Christus daar. En alles, jy gaan nou hoor, die teks sê so mooi, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat jy sien, is deur Christus geskep. Alles. Dan sê hierdie teks so pragtig, alles wat nie gesien kan word nie, koning, heersers, maghebbers, gesaghebbers, met ander woorde, die natuurlike wêreld en die geestelike wêreld, die aardse wêreld en die hemelse wêreld, alles is deur Christus geskep. En ek en jy is hier vir Christus, vir die heerlikheid van Christus. Hoor, ek en jy bou 'n ander koninkryk. Ek en jy bou 'n ander kerk. Ek en jy het 'n ander visie. En daai visie, hoekom ek en jy en die kerk hier is die glorie van Christus. En dan verdwyn alles wat op aarde is, dan raak dit klein. En dan besef jy, by 'n geleentheid soos hierdie, maar ons het met 'n heerlikheid te doen, wat hierdie aardse stikkende gebrokenheid so oorskadu in die heerlikheid van Sionsberg en die glorie van Christus. Is julle by my? Ja, dis mooi, né?
Hier staan, in 'n fokusuur, herfokus jy op dit wat belangrik is. En dan besef jy, alles hier will turn to dust. En dit gaan oor die heerlikheid van Christus. En alles wat jy bymekaar maak en alle koninkryke wat jy bou en alles wat jy mee besig is in die groot prentjie van Christus stof. Ons probleem vandag is, die kerk gaan baie keer oor die mens. En die kerk gaan nie oor die mens nie. Het gaan nie oor my en jou voorkeure en afkeure en wat en nie en grille en giere en menings en opinies, dit gaan nie daaroor nie. Alles gaan oor die sentrum, die rooi boel van alles is Christus. Al die ander dinge sal jou teleurstel. Hier staan so mooi, voor alles was hy al daar, en deur hom, hier staan so mooi, alles is deur hom en vir hom geskep, jy en ek, die aarde en die hemel, die natuurlike en die bonatuurlike, die hemelwesens, die engele, die mens, alles is geskep, deur Christus en vir Christus, en dit moet my en jou fokus wees, altyd. Hier staan so mooi, en deur hom bly alles in stand. Christus hou alles by mekaar. Hy hou alles in stand. Hy maak oop, hy maak toe. Hy verhard, hy versag. Hy trek nader, hy stoot weg. Alles gaan oor Christus wat dit hierdie wêreld in die holte van sy hand hou. Dan staan hier so mooi, hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die hoof. Hy is die hoof van sy liggaam, die kerk. En daai kerk is die ware kerk van Jesus Christus, uit elke stam en nasie, volk en taal. Dis nie 'n Afrikaanse kerkie, dis nie 'n Engelse kerkie, dis nie 'n Tswana kerkie, dis nie 'n Xhosa kerkie, dis nie my kerkie, dis Christus se kerk. Weet julle belangrik is? Ek kan onthou jare terug, toe kansel nog hier, toe sit Fransjo Vosloo van Ooyen by my, toe sê hy vir my, onthou, dis Christus se kerk. Dis Christus se kerk. Die mens sal verdwyn, die mens sal disintegreer, die mens sal kom, die mens sal gaan, maar die kerk van Christus bly altyd saam. Tot in die nuwe Jerusalem, in Openbare 4 en 5, waar die uitverkore Israel met opgehefte hande sal sing, waardig, waardig, waardig is wie? Die geslagte lam, die lam van Golgotha. Hier staan so mooi, hy is die eerste een wat uit die dood, hy is die oorsprong van die kerk. Met ander woorde, alles groei uit Christus. Ons praat geestemensie, alles groei uit die Heilige Gees. Die natuurlike mens gaan tot stof, maar die hemelse mens, 1 Korintiërs 15, is uit Sionsberg gebore, uit die nuwe Jerusalem, en daar gaan die geestelike mens groei uit Christus. Hier staan so mooi, sodat hy die eerste plek in die hemel inneem. Hy is die eerste, die seun van die mens, wat die kake van die dood oopgeskeur het, wat die dood oorwin het, die dood vernietig het, wat die eerste een was, wat die hemele oopgeskeur het, langs Vader op die troon gaan sit het, terwyl die hemel en die aarde buig,
en die hemelwesens en sing, heilig, heilig, heilig is die geslagte lam. In 'n krisisuur fokus jy op Christus. Hoekom? Hier's geen hoop hier nie. Hierdie is 'n tydelike, stikkende, gebroke, aanvlarde wêreld. Daarom staan daar in Romeine 8 dat die heerlikheid van die hemel sal die gebrokenheid van die aarde so oorskadu dat jy sal wonder hoekom het jy ooit aan hierdie aarde behoort. En hier is die kern, vers 20. En deur hom alles met homself te versoen, deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Met ander woorde, kort, ek weet ek het nie baie tyd nie. Christus het die tone van God gevang, die straf van God, en hy het die goddelose mens opgevang, en hy het altyd in homself ingetrek deur sy bloed. En die hoëpriester het in die allerheiligste van die hemele ingegaan, die gordyn het geskeur, en ons het vrye toegang tot die hemele deur die bloed van Christus, omdat hy as middelaar God en mens met mekaar in Christus versoen het, en dat God na die wêreld in die liefde en in die vrede van Christus kyk. Ek wil my haas om by hierdie te kom. Maar nou het hy ook julle met homself versoen. Deurdat sy seun, dis vers 22, as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Daar's net een verweer, as jy vandag sterf, en jy staan in die poorte van die nuwe Jerusalem, As jy op enige iets anders roem as die bloed van Christus, jy kan net in die bloed van Christus, die Engelse vertaling sê, He presented you before Father in His blood. Jy kan net in Christus, in sy bloed, voor Vader gaan staan, gewas in die wedergeboorte van sy bloed. Dis al hoe jy daar kan staan, en jy kan net roem op die bloed van Christus. Dat dit jou skoon gewas het. Jy kan niks roem wat jy gedoen het nie. Jy kan nie roem op 'n goeie lewe, prestasies, jou eie werke, wat jy gedoen het of nie gedoen het nie. As jy daar in die troonsale van die nuwe Jerusalem kom, kan jy net Christus jou voor Vader stel in sy eie bloed. Omdat Christus Jesus die toorn, die straf, die sonde, die aanklag van die wet aan die kruis op Golgotha gedra het, en jou spierwit skoon gewas het in sy eie bloed. Dis die enigste verweer wat ek en jy het in die troonsale van die nuwe Jerusalem. Soos Vader na jou kyk, as gelowige, en hy kyk na my, en hy kyk na die wêreld, jy aanvaar dit of jy aanvaar dit nie, kan hy net, hy kyk na jou en na my, in die bloed van sy seun, Jesus Christus. Dis wat die hoëpriester gedoen het in die versoeningsdag. Eenmaal 'n jaar het hy in die allerheiligste ingegaan. En daar in die allerheiligste het hy bloed besprinkel op die deksels van die ark, waar die gerubs, goue gerubs so gesit het. En hy het die ark se tafel so besprinkel, dat God nie die wet en die oortreding kon sien van die volk, wat binne in die ark gelê het, in hulle oortreding van die wet nie. En so het Christus gekom,
En hy het in die allerheiligste ingegaan. En hy het die perfekte, volmaakte, volkome offer betaal. En hy het uitgeroep, Tetelestai, dis verby. Hebreërs 10 sê, dis nie bokke nie, dis nie skape nie. Dis nie dit nie, dis nie dat nie. Dis alleen die bloed van Jesus Christus. Ek wil net hierdie teks vir julle graag lees. Hierdie ongelooflike teks. Dit is die geheimenis, vers 26, en daarmee sluit ek af. Dis die geheimenis wat eeue en geslagte lank verborge was, maar wat nou geopenbaar is aan die mense wat aan hom behoort. Vers 26, vers 27. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe seënryk, heerlikheid hierdie geheimenis vir die nasies is. Wat is die geheim? Wat is die kern? Christus is in julle. Hy is julle hoop op heerlikheid. Dit gaan alles oor Christus. Dit gaan oor wat Christus as plaasvervanger, as substitute gedoen het aan die kruis op Golgotha, toe hy in jou plek daar plaasvervangend gehang het. Dit gaan alles oor die lewe van Christus. Die lewe wat ek en jy nie kan leef nie, is Christus nou in my. Dit gaan lees 2 Korintiërs 13 vers 5, die toets van geloof is, besef jy nie, Christus het jou lewe nou plaas vervang nie. Dit gaan oor die lewe van Christus aan die kruis. Dit gaan oor die lewe van Christus in jou. Dit gaan oor die oorwinning van Christus in Sionsberg. Die kerk gaan oor die heerlikheid en die glorie van die kinders wat God vir hom in die nuwe Israel bymekaar gemaak het om die heerlikheid van Christus te verkondig. Ek en jy is as Adam-mens, as geesmens, as gelowiges hier. En ons moet ons besig hou met die vraag, hoe gaan ons die heerlikheid en die glorie van Christus in 'n stikkende wêreld indra? Dis waarmee ons moet besig wees. Hoe gaan ons mobiliseer, in werking kom, om nie ter wille van onsself te bestaan nie, maar om hier te wees, om die glorie van Christus in Jerusalem, Samaria, Judea en die uithoeke van die aarde te dra. Dit is waarmee ek en jy moet besig wees, om eendag in die glorie van Christus op Sionsberg te wees. Ek sluit af. Julle maat verstaan dat die kerk gaan oor Christus, gaan oor sy koninkryk. Ons as mense is feilbaar, valbaar, broos, swak, vernietigbaar. Maar Christus en sy glorie sal in alle ewigheid triomfeer. Oor Christus Jesus sit op die troon in die nuwe Jerusalem. Waar ma ook staan in hierdie uur met opgehefde hande, met wit klere, en waar sy sing, heilig, heilig, heilig is die Here Jesus Christus, die geslagte lam. In 'n krisisuur en in die tyd wat oorbly, gaan dit oor een ding, is om jou lewe as 'n offer vir Christus neer te lê. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vir mekaar in hierdie middag kan sê, ons treur met die hoop van Christus. Ons treur met die hoop van Christus, wat die straf van God verpletter het op Golgotha. Ons treur met die hoop van Christus, wat die graf leeg gelaat het. Ons treur met die hoop van Christus, dat ons op Sionsberg aan die feestafels van die nuwe Jerusalem, saam met die middelaar sit wat met sy eie bloed betaal het. Ons treur met die hoop van Christus, wat op Sionsberg
in die posisie van oorwinning sit, wat hy elke mag en elke demoniese mag en elke mag van hierdie aarde in die naam van Jesus Christus verpletter het. O Here, en ons kyk nie na die wêreld nie, ons kyk nie na onsself nie, Here, maar ons kyk vanoggend na die Lam, Jesus Christus. En saam met die hele hemel, en saam met die hele aarde, roep ons uit dat dood, waar is jou angel? En doderyk, waar is jou oorwinning? Want Jesus Christus is die eerste en die laaste van alles. Die Lam wat in alle heerlikheid oor alle grense en in alle ewigheid in hierdie oggend regeer. Amen en amen. Ek wil nou net hier kyk, wat is my, hier gaat ons. Jacques en Louise, gaan eers die oorwinningslied sing, okay? Kom ons staan, en dan sing ons die oorwinningslied. Maar die oorwinningslied sê die volgende, dat Jesus Christus het 2000 jaar voor alles oorwin. Hy sit op die troon in die nuwe Jerusalem. Hy het alles aan sy voete verkleed, en hy het selfs die dood oorwin. So kom ons sing het soos ware oorwinnaars.
Jy kan maar sit. Ons gaan nou geleentheid gee vir die twee Hildeblyke. Vir jou is ons nog op tyd daar, ons is nog alright. OK, daar is hy. Jacques en Louise. Daarna gaan Iggy vir ons die bedankings doen, Iggy. Ja, ek gaan hierdie masker een kant beskuif. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Jacques Arend, ek is Hester se skoonseun, ek is met hierdie pragtige dogter getroud van haar, Louise. Ek het nie baie om te sê oor my skoolma nie, maar hier is 'n hele klomp wat ons graag wil deurwerk en baie dankie vir julle geduld. Dit wat ons wou sê, het ons al reeds vir julle gewys op die slideshow en dit was maar my skoonma se al haar gunsteling liedjies ook. Maar ja, dit was my 'n groot voorreg om 'n skoonma soos Ma Hester te gehad het. Ek en sy het kop gestamp. Daai eerste 4 jaar van ons huwelik. Mense. Maar die dag toe ons klik, toe klik ons. Ek het aangestap as 'n maar laitie en ek het ontwikkel in 'n groot vet man. Dit alles te danke aan my skoonma. As ek by partytjies kom en by braaivleisvure kom en mense vertel altyd grappies oor skoonouers en skoonmaas en skoonpaas en sê hoe sleg hulle is en ek kan dit nie doen nie. Ek het 'n amazing skoonma gehad. Ek kan so baie sê van my skoonma. My skoonma en natuurlik my vrou en my skoonpa wat verlede jaar oorlede is deel van die sukses wat ek in my lewe bereik het en ek wil net sê Ma Hester, jy word gemis. Ek word so nou en dan uitgetrap omdat my tappelslaai nog nie soos joune broer nie. My sop is nog nie soos joune nie, maar ons gaan daar kom. Ek gaan jou mis en ek is baie lief vir jou. Ek kan die hele dag vir julle vertel wat so goeie skoolma ek gehad het, maar sy was een amazing auntie. Jy moes net nooit aan die verkeerde kant gekom het nie. Want dan het sy jou vasgevat, vir alles het by geloof gekom het. Ek gaan so by die liggie, ek het agtergekom oor die jare het my arms korter geraak, my oë so 'n bietjie, maar ek kan hom sien hierso. Hierdie kom van Jannie de Pre, is haar swaar, was Natie se broer. Namens oom Jannie, tannie Pat de Pre en familie wil ons enige meegevoel betuig aan Iggy en die familie en Louise en familie met die heengaan van Ma Hester so kort na pa Natie ook oorlede is. Met COVID wat oor ons hang, kan ons ongelukkig nie by die diens wees nie. Natie en myself was oorgeplaas van Patterson Laerskool na Alexandria Laerskool tussen 1956 en 1958. Gedurende die tydperk het ons Hester Miller en haar suster Susan raak gesien op skool. Na hoërskool op Uitenhaag Tegniese Skool wat nou Daniel Pinaar is, moes ons ook 'n tyd in die army deurbring. Broer was 'n tyd lank op die plaas en toe op Patterson gaan werk waar hy weer Hester ontmoet het. Gedurende die jare 1966 en 67 het hy Hester plaas toe gebring waar ons mekaar leer ken het. Gedurende 1968 is hulle op Uitenhaag getroud. Ons het gereeld as familie by mekaar gekom toe die kinders nog klein was en ook met vakansies weggegaan. Kaapstad en Jeffreys Bay staan vir ons uit. Ons sal die jare se gedagtes nooit vergeet nie. Ons plaas ons geduld, vertroue, hoop en liefde op die toekoms tot ons weer ontmoet. Jannie de Pre, pa Natie se broer. Hildeblyk aan die de Pre gesin. Ek was bevoorreg om 'n kosbare pad saam met oom Boys te stap. Ek het ongelukkig na die geleentheid gehad om tannie Johanna baie goed te leer ken nie, omdat ons in die Vrystaat gewoon het en sy jare al verhuis het na 'n beter oord. Oom Boys het 'n kosbare geaardheid gehad en omdat die familie vir my kosbaar was ons verbindings ook net so kosbaar. Ek het redelik gereeld telefonies met hom kontak gemaak en daarna het ek 'n briefie van hom ontvang met al die familienuus. Hy en my pa was neefs en hy het my pa se 80ste verjaarsdag se begrafnis bygewoon. Ons het ook by hom aan huis op Patterson gekuier nadat ons by ons ouers op Jeffreys Bay gekuier het. Kosbare kuiertjies wat so lank as moontlik uitgerek moes word. Na sy afsterwe het ek my verbintenis met Natie en Hester voortgesit. Saam met hulle het ons hartseer paaie en vreugdevolle paaie gestap. Natie en ek het saam vir 'n jaar, kosbaar om op die gegeewe datum altyd uit te sien na 'n heerlike geselsie waarin ons al ons lief en leed kon deel.
Groot hartseer het hulle pad gekruis met die afsterwe van Irma. Gelukkig dien ons 'n groote God wat nooit sy kinders alleen laat nie. Ons sal vir Natie en Hester mis. Hulle albei se taak hier op aarde is voltooi en hulle kan hul hemelse tuise ten volle geniet. Ek sal die Here vandag vir Jacques, Louise, Irmerie en Luanay. Hulle het in 'n groot hartseer tyd Natie en Hester ondersteun in 'n lewensbereik met al die nodige hulp, koestering en bystand wat hulle so nodig gehad het. Die versorg van Ma Hester wat julle met soveel liefde en toewyding behartig het, word opreg waardeer. Dit, my liewe mensies, is parels vir julle kroon. Ek groet julle met opregte liefde. Mag julle lewenspad vreugdevol wees as gesin. Groete en seënbede Tannie Marie Becker en Oom Kosie. En ek sien hulle is 84 jaar oud en 91 jaar oud. Hulle niggie. Tannie MC Stander het geskryf: as ek terugdink aan jare se vriendskap van heerlike lag, grappies vertel, saam huil, maar die belangrikste was ons kon saam bid en openlik met mekaar gesels oor waar ons krag vandaan kom. Het vir elke dag se taak. Ek dink aan kerk, sonnaarskool, kinderkrans, panne, ete, skole, trompoppies om 'n paar te noem, was hulle hande en harte oop vir hulle medemens. Wonder hoeveel potte kos uit Hester se kombuis vir bogenoemde geleenthede gegaan het. Al ons lekker geselsies tussen breinaalde, 'n koffietjie hier en daar, ons kinders ry na en van bestemming, skooltake, skoolwerk, huishoudings hanteer, was al hierdie verpligtinge en nog meer moontlik in goeie en moeilike tye. Met die Here aan die stuur en liefde vir hulle medemens, ons gun hulle die rus na jare se harde werk aan die voete van ons hemelse Vader. Ons mis julle liefde en julle stemme. MC en Elfie Stander. Geliefde Louise Iggy familie en vriende, ons diepe meegevoel met julle groot verlies. Mag Jesus julle troos in die tyd van afskeid aan Hes. Ek bid dat Jesus julle pyn sal stil en julle styf sal hou. Onthou net dat Hes nou by haar hemelse familie is. Jy het hard beklei om by ons te bly, maar die Here het nou 'n wonderlike engel bygekry. Die liefdevolle mens wat Hester was, sal altyd gemis word. Ons sal jou nooit vergeet nie. Ons onthou die lekker kuiers op Blouwaterbaai op die plaas in Patterson en soveel meer mooi herinneringe van kleins af tot nou. Baie dankie vir jou liefde en omgee. Baie dankie aan almal se bystand in hierdie moeilike tyd. May you feel the gentle touch of God's blessing in your hearts today and always. Hester, geseënd is jy in God se hande. Tot ons weer ontmoet. Liefde, groete Eugene, Maritz en Sharon. Ons vriendin Hester was gewild en geliefd by ons almal. Sy was sedert 2002 deel van ons Seebries familie. Altyd 'n staatmaker en deelnemer by elke funksie. Later was sy ons sameroepster. Tydens haar bruigroepie se bymekaar komste was daar altyd die lekkerste samesyn met die lekkerste eetgoedjies en Jacques se biltong. Hulle het baie kinders voorsien van truie en handskoene en serpe. Ons mis jou Hester. So baie van ons vriende is ook reeds daar by jou. Rus sag vriendin, tot ons weer sien. Liefde van al jou vriende, Cathy Lambrecht. Ai Louise, ons boodskap het nagenoeg aan Hessie en Natie, ons mis die kuiertjies by die see. Met mandjie met ietsie lekker. Die lekker aande om die braaivleisvuur. Die babysitting wanneer hele besigheidsfunksies moes bywoon. Kaalvoet saam op Boknesstrand. Julle nagedagtenis sal ons vir ewig bybly. Rus en vrede, Stefan en Annetjie. Van Tannie Anna Nelle, hulplik blyk aan 'n dierbare vriendin Hessie. Presies wanneer en hoe ons ontmoet het, kan ek nie meer onthou nie. Al wat ek weet is dat ons sommer dadelik geklik het. Ons het jare saam selfbyeenkomste 1 keer per maand by Reds en Frikkie Koen gehou, waar ons heerlik na die tyd koffie in Anna se kombuis gedrink het en oor alles en nog wat gesels het. Hester was ook vir jare in beheer van die Seebriese, waar sy alles aan haar vermoë gedoen het om die beste programme moontlik vir ons aan te bied en uitstappies te reël. Hester kon die allerheerlikste toebroodjies maak, wat jy dan nie sommer verruil het vir 'n stukkie koek nie. Wat ek altyd van Hester sal onthou is dat in haar laaste dae 'n toonbeeld van geloof en deursettingsvermoë was. Sou jy haar vra hoe dit gaan, was haar antwoord altyd goed. Wat 'n inspirasie vir ons wat agterbly. Ons eer jou nagedagtes.
Rus en vrede, vriendin, jou plek is leeg, jou stem is stil, maar ons berus ons, o Heer, dit was u wil. Hier is Tannie Corrie Swanepoel. Ek en Hester het mekaar 41 jaar gelede by die laerskool hier in Blouwater Baai ontmoet, toe Louise en my seun pre-primêr toe is. Vandaar het ons vriendskap begin. Ek was bevoorreg om haar as 'n vriendin te kon gehad het. Dis met diepe hartseer dat ons van Hester moes afskeid neem. Ons ligbringersgroepie waardeer en eer jou nalatenskap, ywerigheid, gewillige diensbaarheid en diep gesprekke rondom die skrif. Hester was onwrikbaar in haar geloof. Sy was die toonbeeld van Spreuke 31. 'n Vrou, goeie eggenote, goeie mamma en 'n opregte vriendin. Ek groet jou met die laaste stroof van Koos Du Plessis se gebed. Wat ek is net genade. Wat ek het, is net geleen. Eindelik smag ek na die waters van rus. Lei my Heer vanaand daarheen. Rus sag, liewe Jessie. En julle dink my skoolma was die populêr hier. Ek en Hester by Blouwater Baai Kerk ontmoet omtrent 10 jaar gelede. Sy en Natie altyd voor ons kerkbank gesit. Sal die geselsies oor kerkdiens en gedurende teebeurte in kombuis mis. Het baie keer vir Hester gaan haal vir ligbringers by inkomste by Tannie Anna en toe weer later by Reggie hulle. Sy was ook ons leidster vir 'n paar jaar by Seebriese. Ek het die voorreg gehad om saam met Tannie Anna vir Hester by die huis te gaan besoek tydens haar siekbed vir die laaste keer. Sy het toe nog so 'n positiewe gesindheid getoon deur al haar lyding met 'n grappie en 'n glimlag. Ek sal altyd haar moedige veggees tot die einde bewonder en onthou. Ons het net die wonderlike vertroosting en sekerheid dat Hester veilig na haar hemelse Vader verhuis het. Rus en vrede, vriendin, en dis van Linda van der Westhuizen. Dit is nou van my ma se niggie Tannie Erika Beyman. Hester, ek weet eerlik nie wat om te sê nie. Vir soveel jare was ek en jy al twee niggies oor van jou en my ma se kant en nou is jy ook al by ons hemelse Vader. Ons het wonderlike jare as kinders saam spandeer, sorgeloos gespeel, gelag en onskuldige twak aangevang. Wat vir altyd so ver in my geheue bly, is die stoep op die plaas waar jy, Susan, Marie en ek tot vervelings Old MacDonald had a farm gesing het. Ons arme ouers wou seker partykeer ons vermoor. Ek en jy is deur die ergste hartseer op aarde. Toe jy Irma en daarna Patrick moes afstaan, jou woorde daarna sal my altyd bybly en ek herhaal. Erika, die Here het jou en my gekies, omdat hy weet ons is die sterkste om dit te kan hanteer. Nou is jy alreeds by almal wat jy so gemis het en net om die redes ek bly vir jou. Hester, my niggie, tot wederziens en sê vir almal ek sê net hallo. Aan Iggy, Louise, familie wens ek sterkte, liefde en godsrykste seën toe op julle lewenspaadjie in die toekoms. Waar begin ek? Ai, Tannie Hester, ek het jou die eerste keer in Louise mooi maak plekkie leer ken. Dit was 16 jaar gelede as ek reg onthou. Louise was groot magie, nog nie afgelaai nie, maar ons het dadelik geklik. Lekker altyd gesit en gesels en later toe bly ons loopafstand van mekaar. Daar het nie 'n dag verbygegaan dat jy my nie gegroet het as ek verbygestap het met my hondekind nie. Ons het altyd eers ou stukke gestaan en gesels voor ons gaan stap het. Ek en Kevin het die eer gehad om selfs 'n ou drink dingetjie te kry aan huis. Ek onthou dit nog so goed. Oom Natie het voor die vuur gesit, swart pot op die kole, besig met 'n potjie. Goeie vriendelike tante wat baie wat gehou het van gesels. Rus en vrede, Tannie Hester, kom van Sonja te Rillet Bulsen af. Volte blyk aan Hester. Daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe wanneer jou paaie kruis met baie spesiale mense. Dit is hoe ek Natie en Hester sal verwys. Ons kinders ken mekaar ook al jare en het van laerskool dae tot vandag toe nog 'n hegte vriendskapsband.
Ons het altyd die heerlikste sosiale geleenthede, het sy verjaarsdagpartytjies of gesellige braai saam geniet. Chantal en Michelle het altyd so lekker gelag waardoor oom Natie gespog het met sy dansbewegings op die dansvloer, terwyl tannie Hester maar net haar kop geskit en met 'n groot glimlag ander kant toe kyk. Natie en Hester was mense wat werklik omgegee het vir die gemeenskap en het altyd 'n manier gevind om hulle medemens te ondersteun of by te staan. Hester se geweldige goeie sin vir humor en haar kwikslae sal ek nooit vergeet nie. So het Blouwater Baai Laerskool 'n potjiekos-kompetisie gehad of aangebied by St. George's Strand. Ons kinders neem toe ook deel. Ek en Hester moes 'n oogie hou oor die pot terwyl ons 'n glasie wyn so tussendeur geniet. Op 'n stadium lig ek die pot se deksel en ek sien dat die pot besig is om droog te kook. Ons het geen water byderhand gehad nie en die naaste kraan was myle ver. "Nee wat, Tisha, gooi sommer die bottel wyn in die pot." Dit was Hester se reaksie. Daar wen ons toe sommer die eerste prys. Tipies Hester, ons lag tot vandag toe nog oor daardie insident. Hester was ook 'n baie diep gelowige mens en al wat ek kan sê is ek het 'n wonderlike vriendin verloor. Iemand op wie ek ten alle tye kon staatmaak. Rustig liefste Hester, jou vriendin Letitia. Ons gaan tannie vreeslik mis. Baie liefde Chantal en Misha. Dankie vir julle geduld, ons is nog 'n hele paar keer soos ons moet deurwerk. Amper klaar. Liefste oom Natie en tannie Hester, waar begin mens om afskeid te neem van twee sulke wonderlike mense? Dit klink en voel nog onwerklik, die Here het beslis twee van sy mooiste rose gepluk. Ek het julle ontmoet plus minus 1995 by kantore van julle makelaar en het toe al gesê hierdie is ons mense, sout van die aarde mense. Ek was absoluut mal oor oom Natie en tannie Hester en hulle sou altyd 'n ekstra myl vir hulle familie en vriende stap. Tannie Hester, die saggeaarde dame wat jy altyd deur 'n ring kon trek en wat wêreldswys was en altyd reg staan om haar medemens te help. Niks was ooit vir Tannie te veel moeite nie. En Tannie se liefde vir haar gesin en God het uitgestraal na buite en was aansteeklik. Rustig Tannie, ek sal Tannie altyd onthou vir die saggeaarde dame met die mooiste hart. Oom Natie, hy was altyd haastig en altyd besig met 'n projek of sy medemens te help. Hy sou homself indoen om ander te help en gelukkig te sien. Ons geselsies in kantoor of oor telefoon sal altyd by my bly. Maak nie saak hoe die lewe draaie geloop het met oom nie. Jy was altyd positief en op jou knieë en oom se geloof baie sterk was. Oom het altyd gesê, Hanna my kind, moenie worry nie, ons sal regkom. Rustig my oom. Oom het hard gewerk en verdien die rus. Oom Natie en tannie Hester, julle is nou rustig en by Jesus se voete. Stuur groete aan al die bekendes tot ons weer ontmoet. Liefde, Annelie van Blerk. My tannie Hes en oom Naat, julle is albei nou by ons vader saam met Irma en ons ander geliefdes. Ek sal altyd met liefde aan julle dink, aan die absolute opregte liefde en omgee wat julle albei vir my, Ilsa en ons ouers gehad het. Julle het die wêreld 'n beter plek gemaak. Tannie Hes, ek hoor nog hoe jy my groet met ou Wandaatjie en die kounierals wat julle altyd gebring het, oor ek so lief is daarvoor. Rustig, Wanda, van Rensburg. Hierdie kom van oom Werner en Wilma Kreer. Tannie Wilma sê ons Hester is altyd as 'n vriendelike en liefdevolle persoon teenoor ons en ook vir haar familie. Onthou, ons weet ook dat sy 'n regte geloof geleef het en glo dat sy nou in die hemel verenig is met haar geliefde man Natie en dogter Irma. Ons wens almal in die moeilike tyd van rou sterkte toe en almal net die positiewe en kosbare tyd saam met haar onthou en sal koester. Liefde groete Werner en Wilma Kreer. Liewe Hester, dit is so 'n vreemde boodskapie om te skryf. Ons skooldae en vriendskap strek oor soveel jare. Wat ek seker die beste onthou was ons Blouwater Baai dae waar ons saam kinders groot gemaak het. Oggende oor en weer gekuier het en lekker muurbal gespeel het en saam kerkhel bou het. Deur al die jare loop jou vriendskap soos 'n goue draad deur ons lewens het en veral jy wat al die jare met opregtheid en liefde altyd dieselfde Hester gebly het. Daar moet so 'n geweldige gemis in jou familie se lewens wees. Ons weet waar jy nou is, by Natie en Irma, is daar geen meer pyn of swaar kry nie. Ek gun dit vir jou. Rustig, liewe Hester, en weet jou plekkie is leeg. Baie liefde, Michael en Albert en familie van Pretoria.
Leander Fourie sê, Tannie Hester, niemand kon so lekker sop maak soos jy nie. Ek en Koos sal nooit die 2 potte sop vergeet, wat jy verlede jaar vir ons gemaak het nie. Jy het my uitgenooi om te sien wat jy alles insit en doen met sopkook, maar ek was altyd net te besig. Hessie, nou is dit te laat. Toe jy siek was, het ek so gewens, ek kan 'n pot van jou voedsame sop vir jou gee. Oom Natie, dankie vir die tripie Kaap toe in jou kombi. In jou kombi om te gaan netbal speel. Dit was baie koue vroegoggend toe ons Sir Laurie's pas afgery het. Toe jy vir ons iets warms gegee het om te drink. Jy was ook 'n uithaler danser by netbal toekennings lekker gewals. Hulle Louise, Hester en Natie was vir 40 plus jare ons bure. Daar was tye van diepe droefheid, maar ook tye van groot blydskap wat ons kon deel. Sal hulle met dankbaarheid onthou vir hulle goeie buurmanskap. Dis van Ruth Ackerman. Hi Louise, ek is so jammer om te hoor van jou mamma. Sy sal met my altyd herinner aan hoe 'n mens jou medemens moet behandel en dat daar altyd 'n plek in 'n mens se hart vir vergifnis is. Sterkte vir julle gesin en die van Iggy. Ek dra julle op die hart in hierdie tyd en bid dat God julle vertroosting sal bring. Dis Gerardus vir Victor. Ons sal Hester onthou as die netjies geklede, vriendelike, ywerige dame, 'n staatmaker, hulpvaardige vrou in die gemeente. Dankie Hester vir 5 kinders, 8 kinderkombersies vir ons agterkleinkinders. Ons sal jou dus nie kan vergeet nie. Rus en vrede, en dis van oom Giep en Tannie Ann Lou. Ja, daar het my al bekommerd gemaak toe oom Giep en sê dankie vir 5 kinders. Sorry ma. Tannie Hester, die eerste keer toe ek Tannie by Maryville School vir buitengewone onderwys ontmoet het, kon ek die deernis en liefde vir ons spesiale kinders uit Tannie sien straal. Dit is 'n lig wat niemand kan wegsteek nie. Met 'n breë glimlag en opregte vriendelikheid het Tannie met die grootste gemak die kinders met oop arms omhels en met hulle gesels. Selfs die wat nie kon praat nie, kon met hulle oë met Tannie kommunikeer. Woorde is oorbodig wanneer opregte omgee en liefde in die omtrek is. Die oë is waarlik die vensters van die siel en ons kinders weet dit. Hiermee wil ek baie dankie sê vir Tannie se omgee en onvoorwaardelike liefde, vir Tannie se hande wat warm goedjies vir ons kinders gebrei het, kinders wat in hulle armoede die genadeloose koue kon weerstaan met Tannie se snoesige breigoed. Tannie het onvergeetlike indruk op my gemaak en wanneer ek sê dat ek Tannie nooit sal vergeet nie, bedoel ek dit. Rus sag, liefde Tannie Hester, met al my liefde Antoinette Esterhuizen van Maryville School. Dit is met tere herinneringe wat ons aan Hes en Natie dink hulle was vir ons soos ons eie broer en suster. Ons het vir 52 jaar gereeld by mekaar gekuier. Ons sal hulle nooit vergeet, ons dierbare broer en suster. Rus en vrede Hes, jy was my engelsissie, Tannie Annetjie en oom Hein Marits. Hallo Louise, ek het Hester ontmoet ek by die kerk opgedaag het om saam te brei op uitnodig van Drini so 4 jaar gelede en met die intrapslag het Hester my op die lys vir die seebriese. Geen argument nie. Sy was ons toebroodjie maatjie en menige Woensdag was dit ons breakfast en aai. Daardie bederf van die stukkies biltong tussenin. Sy kon ons ook lekker skok, veral toe sy die bloute aankom dat ons 30 plus treye moes brei vir 'n kinderhuis. Ek sien haar nog brei met linkerhand aan, nog 'n baba kombers terwyl sy ons allerhande stories vertel. Die laaste weke van 2020 het ons haar al minder gesien en gemis by ons afsluiting. Die nuwe jaar het toe nooit vir die groepie aangebreek nie, met 2 maatjies se afsterwe en Hester siek. Vir weke het ons gehoop op beterskap, maar moes toe uiteindelik ook aan haar tot sien sê, jou plekkie is leeg, maar die mooi herinneringe bly. Ons harte gaan uit na julle in hierdie tyd, ook veral vir vandag. Ons hulde blyk aan Tannie Hester. As ons aan Tannie Hester dink, kan ons nie help om te glimlag as ons aan al die mooi herinneringe dink nie. Wat 'n pragtige, nederige, liefdevolle, deernisvolle en goedhartige vrou was Tannie Hester nie. Altyd 'n glimlag gehad, altyd tyd gehad vir haar medemens, altyd gehelp waar sy kon. Haar hande het die mooiste truie gebrei. Oom Natie het altyd die vertrek opgevrolik met sy grappies en warm persoonlikheid. Oom Natie en Tannie Hester was sout van die aarde.
so opreg in hulle menswees. Hulle plekkies is leeg hier op die aarde, maar ons weet daar word fees gevier in die hemel. Liefde Ferdi, Aurelia en die kinders. Hi Louise, jammer ek stuur nou eers die e-mail, maar die dinge gaan maar rof. Maar Hes en Pa Natie was my tweede ouers, jy weet self Irma en ek was altyd saam. Irma wat my naweke kom haal het en Ma Hes net ewige twee nog 'n bord uitgehaal het. Ek gehoor nou nog haar hallo Elie my kind en Pa Natie wat altyd gewerk het en dan saans sommer so in die stoel aan die slaap geraak het, maar om een of ander rede altyd geweet het as ek en Irma uitgeslip het om 'n partytjie te hou. En dan as ons terugkom altyd kom kyk dat ons oukei is. Dierbare Pa Natie, steunpilaar vir ons en my pa, die twee was soos broers. Toe ek en Ir en Wanda saam in 'n flat ingetrek het in Homer, koop Ma Hes mos vir ons 'n boks wit wyn, sodat ons Sondag aan tafel 'n glasie wyn kan geniet. Soos groot mense wat ons mos is. Ja, right. Ek en Irma wat dieselfde aan somme besluit het om 'n drinking game te speel met die wyn. Ha ha ha, die 5 liter weg en ja natuurlik ons ook. Wanda wat die aand tuis kom en heel disgusted was met die twee van ons. Die volgende dag toe Ma Hes ons sien en Wanda eers vir haar vertel van ons manewales, sy het net gelag. Natuurlik ons siele so uitgetrek, gedurig vir ons 'n glasie witwyn aangebied as ons by die huis kom en daarna verlustig aan ons twee wat groen om die kiewe raak. Wat 'n dierbare mensie, vir baie jare was hulle waarlik soos ouers. Pa Natie wat sommer 'n geldjie in die hand druk wanneer ek Sondag aande terug moes gaan koshuis toe. Die groot kospakkie wat Ma Hes vir my gepak het. Ek is dankbaar vir die Heer dat hulle al drie, Irma ingesluit, deel van my lewe kon wees. Vir julle Louise en Iggy met julle pragtige familie sê ek net dankie dat julle ouers met my kon deel. Rus en vrede, Ma Hes en Pa Natie, tot ons weer sal sien. Liefde Elie Marits. Jonas, kan jy vir ons vorentoe kom? Van saam. Hierdie een kom van Keith, Vivian, Sissel, plus all the Frosties in a nutshell. Hello, Engelsman. With hello boer will always ring in our ears wherever or sight or shouted from his bakkie. There was not a lazy bone in Natie's body. He loved the new challenge on sight. Natie was always full of jokes and a tease. Our dear Hester, a loving, gracious woman, homemaker and always ready to share her knitting patterns. While they both leave a big gap, we take comfort in knowing they are in the loving arms of their personal Savior, our Lord Jesus Christ, wrapped in the awesome love of Father God. And you as a family will experience a deep touch and strength flowing from the Holy Spirit now and in the days that lie ahead. What a privilege to have known Natie and Hester with our deepest love and sympathy. Keith, Vivian and Cecil plus all the Frosties. Jonas, kan jy vir ons vorentoe kom gou? Kom gou. Jonas, kom gou. Jonas. Sê wel. Nou ja, in die lewe is daar engele en dan is daar engele en dan is daar vir Jonas. Jonas is ons huiswerker. Jonas is nou my kinders se ma en ouma. En Jonas het baie goed doen vir ouma. En hier is Jonas se briefie aan ouma. Ek mis ouma so baie. Ouma, jy het my geleer alles. Ouma, jy was en is soos my ma. Ek weet hoe het ouma gevoel. Ek kan nie ouma se pyn nou weggevat het nie. Ek glo ouma is by die goeie plek en ouma smile. Jammer ouma, ons gaan nog vir ouma sien eendag. Lekker slaapies en rus my mamma. Baie lief vir jou, kom van Jonas en die familie af. Baie dankie Jonas, wat jy van ouma alles gedoen het. Hierdie is Loornetjie se ouma. Ek sal ouma mis, maar ek weet ouma is by 'n goeie plek. Ek mis altyd toe ouma vir my 'n tertjie en swentjies gegee het. Ek is baie lief vir ouma en sien ouma weer. Ouma was 'n goeie ouma. Dankie vir alles wat ouma vir my doen. Lief ouma baie. Hierdie kom van Maria.
oudste kleindogter. Ai ouma, ek het nooit gedink die dag sou so vinnig aanbreek nie. Woorde kan nie beskryf hoe baie ek ouma alreeds mis nie. Ouma se lekker lag, ouma se reuk, ouma se wysheid en kos. My hart is leeg sonder ouma en ouma los 'n groot leemte in ons familie wat niemand ooit weer sal kan vul nie. Dankie vir alles wat ouma vir my gedoen het. Dankie dat ouma my groot gemaak het. Dankie dat ouma vir my so baie geleer het van lewenslesse tot lekker kos maak, resepte. Ouma was my grootste fan en motiveerder. Ouma was altyd so trots op my, op al my sukses en altyd gesê, jy is ouma se slim koppie. Ek gaan al ouma se lekker kos en disse mis en ons laat aande TV kyk en ouma se pragtige breiwerk wat ek altyd my opinie moes oorgee. Dankie dat ouma my die dame gemaak het wie ek vandag is. Ek sal onthou om ouma trots te maak, want ek weet ouma kyk nog elke dag na my. Ouma was 'n ware rolmodel. Ek sal ouma bewonder, ouma se liefde vir liewe Jesus, omgee en liefde vir ouma se medemense en vergewigheid, met hardwerkendheid en veral in die laaste paar maande ouma se vermoë om nooit moed op te gee en aanhou veg en positief te wees nie. Ouma was een van die sterkste mense wat ek geken het. Ek is verskriklik lief vir ouma en ek weet ouma was vir my net so baie lief. Ek sal altyd dankbaar en geëerd wees dat ouma my ouma was. Ek wens ouma kon langer bly en my nog meer leer. Ouma was en bly my alles. Tot ons mekaar weer sien, ouma, moenie te veel met oupa beklei nie, hoor. Ouma, ek het beloof, ek sal die kombuis meer netjies probeer hou, nadat ek kos gemaak het. Baie liefde, Marie. En dan gaan ek afsluit met my Hildeblyk. Jammer dat julle so 'n bietjie langer is, hoor. Hildeblyk aan Ma Hester. So breek die dag aan om finaal totsiens te sê aan een fenominale en dinamiese vrou. Ma, ouma vriendin, sjoe mama, waar begin ek? Ma en pa het so baie gedoen en opgeoffer en die beste ouers gewees. As moeder het ma ons in die Here se weë groot gemaak en laat besef hoe belangrik dit is om jou Here altyd eerste te stel. Nie die beste vir ons as kinders wou julle hê. Daar was tye met baie hartseer ook, maar kon sien julle geloof was sterk en nooit moed opgegee nie. Vir beter ouers kon ek nie vra nie en my kinders het die beste oupa en ouma gehad. Wat 'n groot voorreg was dit dat die Here ma gespaar het vir 78 jaar en pa vir 76 jaar. Hardwerkende ouers altyd bereid was om te help en was geliefd deur die gemeenskap op waar hulle gegaan het. Dankie dat julle deel was van my lewe en ook deel te kon hê en gehelp het met die grootmaak van ons kinders. Sal julle nooit vergeet nie. Dankie ma vir al jou gebede, jou raad, jou oor om te luister, getroos het as daar iets is wat pla. Daai besige Jessie gaan ek mis en baie keer geraas met haar en gesê, mamma, raak net rustiger. Maar as mens sien, dan is ma of in die tuin doen nog, speel met die honde, tel hondebollie op, besig om iets skoon te maak of met die besem te vee of net buite met die hondebal te gooi. En natuurlik het sy en Luanetjie baie gespeel. Daar was altyd iets lekkers voorberei, liever inkleer en natuurlik altyd breiwerk in haar hande gehad. Hoeveel skootkomberse, baba-baadjies, boeties, missies, serpe, treie, slaapsokkies, baba-kombersies het ma nie in ma se lewe gebrei en ander gelukkig gemaak nie. Tot my kinders het ouma se handewerke met trots gedra. Ek koester die tye wat ma my gehelp het in my skoonheidssalon as ontvangsdame en die lewens wat ma op daaraan geraak het. Na Irma se dood was dit ma se grootste genesing en ek kon sien dit was vir julle as ouers 'n bitterpil om te sluk. Was altyd so lekker om ma te kon bederf met heerlike gesig en voetbehandelings en te kon sien hoe ma heerlik ontspan het. Sal ons sessies mis. En soms was daar net stilte. Of 'n ou snorkgeluid wat my so laat skrik het. Ek mis ons kosbare tyd saam.
Veral toe mamma begin siek raak het, waar ons baie meer tyd saam gespandeer het. Mis my TV-maatjie. Ons gunsteling program was Dr. Pimpelpopper. Ma wou altyd haar koppie tee gehad het voor sy gaan slaap en was die laaste een wakker in die huis. Mis die geselsies, mis om vir mamma uit die woord te lees of 'n Bybelstukkie om ons dag af te sluit. En dankie, toe kon sê dat die Here jou nog gespaar het. En al het ek geweet jou tydjie raak minder. Baie nagte sleg geslaap want ek was bekommerd oor ma. Langs ma se bed gestaan of gesit, as die oggend breek, was ek dankbaar om te sien dat daar nog lewe was. Jou pragtige groen oë het stadig maar seker begin verdof. Mamma, dit was 'n bittere lyding. Skus tog. Waardeur jy moes gaan. Water wat van jou bene afgedrup het, geswelde maag en hoe jy jouself nog wou opstaan, maar was te swak. Sjoe, my hart het in stukkies gebreek as ek gesien het hoe die vlees swakker word en baie keer net gebid, Here, laat U wil geskied. Jy het al hoe meer na pappa verlang en terselfdertyd het jy veggees gehad wat skrik vir niks. Jou geloof was so sterk. Jy wou net opstaan uit die bed. Daar was 'n ander doel. Ons koester al die mooi herinneringe, sal vir almal 'n lekker lag mis en sê goed, my verlange is groot. Jy verdien jou rus en het die wedloop voltooi. Lief maar altyd tot ons weer eendag almal saam herenig sal wees. Sy baie dankie. Jammer vir die lang. Jammer vir die lang. Baie. Maar met hierdie COVID begrafnis is dit maar 'n bietjie moeilik om almal hier te hê, so baie mense het ons goedjies gestuur. My kant af het ek 'n ma gehad wat ek die laaste tyd ervaar wat so sterk was en weer eens wat jy gehoor het is as jy vir 'n vrou gaan het altyd goed, maak nie saak hoe sleg het gelyk het nie, maak nie saak hoe sy daar gelê het nie, het sy altyd gesê het gaan goed, ma wat geloof gehad het. En ek dink as ek moet terugdink, dink ek dis hoekom ek so baie geloof het vandag. En die dag toe ek die voorreg gehad om haar te kon gedoop het, sy was so opgewonde geweest en ek weet ma en pa kon nie swem nie. Baie bang vir die water gewees. Maar ek het moes al meer en rustig maak. Maar 'n opgewondenheid wat in haar opgespring het die dag en die voorreg wat ek gehad het toe ek haar kon gedoop het. Ja, 'n ma en 'n pa waarvoor ek dankbaar is. Ek dink as my pa moes geweet het hoe ma my gespoil het, my sport altyd nooit nee gesê nie, ek het gekry wat ek wou gehad het. Dankbaar vir my ma. Ek dink die battery is seker besig om te gaan. Maar ja, ek wil bedankings doen en ek wil heel eers aan ons Hemelse Vader bedank vir die krag wat hy ons gegee het tydens ons ma se siekbed. Daar was baie dae waar dit baie moeilik was, maar die Here het ons krag gegee en ons het ons deurgedra. Baie dankie aan elkeen wat vandag die diens bygewoon het, wat ook op livestreaming ingeskakel is. Blouterbaai Familiekerk, tannie Marlene, oom Brian van die kerk, vir die hulp en oopsluit van die kerk, baie dankie. Chris Sharp, baie dankie dat jy vandag die klank vir ons doen tydens die diens. Ook aan Theo Swart wat dit moontlik maak met livestreaming, dat ander dit kan inskakel van naby en van ver. Dominee Johan, baie dankie. Adipad van Lichtenburg, baie dankie dat Dominee vandag 1 afgesê het dat jy mamma se diens sal waarneem. Dit was haar wens ook gewees. En dan ook aan Dr. Kobie Oosthuizen, ons dokter maar ook vriend, wat al die jare ons ken. Baie dankie dat dokter altyd beskikbaar was en ma ook by die huis kom besoek het tydens haar siekbed. Dankie vir al die raad wat dokter gegee het, as ook dokter se hulp, wat hy ons gebel het en boodskapies gestuur het. Dr. Mogele en mediese personeel by Lars & George Hospitaal, wat vandag 1 af na ma omgesien het. Ook aan Nico, dankie van Clinicare Dispatch, Louise Wersfamilie vir al die hulp en ondersteuning gedurende die tyd met ma Esther se siekbed. Louise weet nie wat sy sonder julle sou kon gedoen het nie. Debbie Skonke, ons ander engel, en skoonma Stephanie, Jacques se ma, se hulp toe ma Esther baie siek geword het. Julle was altyd bereid om te help. Ons is dankbaar vir wat julle vir ma gedoen het. Blouterbaai Familiekerk se vrouediens wat ma en Louise hulle bygestaan het met kos voor ma oorlede is en ook tydens COVID. Dankie aan almal wat ma en Louise ondersteun het en bygestaan het
met eetgoed, nuusware, medikasie, finansies, gebed, bemoedigende boodskapies. Dit word opreg waardeer. Almal wat huldeblikke gestuur het om gelees te word, ons waardeer dit. Ons vra om verskoning as ons dalk enigiemand of enigiets uitgelaat het, vergewe ons asseblief. Ons gebruik dan hierdie geleentheid om dan ook vir julle baie dankie te sê. En dan wil ek vir my kant af persoonlik dankie sê vir Louise en Jacques. Dankie vir alles wat julle vir mamma gedoen het. Ek word dit baie en ons opreg dankbaar daarvoor. Baie dankie julle. Ek gee oor aan Dominee Johan. Baie dankie. Net die uithaal. Ja, jammer, ons kan nie nou broodjies en koffie en tee drink nie, nee. So, Brian en Marlene, dra ek my dank aan Willie oor. Ek sien net geloop en aan Dominee Reti vir die voorreg wat ek ook gehad het om hierdie diens te lei. Jy oordra aan hulle. Baie dankie. Kom ons raak stil. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van God en mag die innige gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees om die glorie van Christus die wêreld in te dra. Ek bid dit in Christus naam. Amen.